bring nou, Here, U lig en U waarheid. Dat dit ons lei na U heilige berg, na U woning. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van ons Here. Dit is net een manier vir ons om te antwoord, en dit is om die Here ons God te loof. Kom ons sing met opregte dank, Gesang 547, vers 1 en 2. Riglyne vir ons lewe. Broers en susters, God se woord eis van ons dat ons as gelowiges die voorbeeld van Jesus Christus sal navolg in alles wat ons in die lewe doen. Hoor wat sê die woord vir ons in Romeine 15, vers 1 tot 6. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat in hom die geloof kan opbou. Christus immers ook nie aan homself gedink nie. As ons hierdie woorde weet en ons weet ons dat hoe dat ons nalat om die beeld van Christus in die wêreld uit te leef en dat ons liefdeloos is teenoor God en teenoor ander mense. Ons is skuldig voor God en voor mekaar. Broers en susters, in Galasiërs 3 vers 11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang het, moet in geloof in God opnuut die blydskap bely. Dit is ook ek en jy. Ons vryspraak is in die bloed van ons Here, Jesus Christus. Kom ons bely ons geloof in 'n diepe dankbaarheid. Kom ons staan op en sing uit Gesang 543, vers 1 en 3. Broers en susters, ek wil vanmôre een versie lees. Dit is nou nie noodwendig altyd wat ek doen nie, maar hierdie versie is so sterk en gelaai met temas. En spesifiek by hierdie oomblik waar ons vanmôre by mekaar is, ons het 'n klomp goed wat begin by die kerk vandag. Die ma's en pa's se eerste skokke by die skool is by die juffrouens en menere het nou net vanmôre wakker geword van al die dramas by die skool. Kan ons bietjie ons gedagtes by mekaar kry. Een versie uit die tweede brief aan die Timoteus, aan Timoteus hoofstuk 1, 2 Timoteus hoofstuk 1, en ek gaan net
vers 7 lees. Maar voor ek lees, kom ons sit so, dan bid ek eers vir ons. Baie dankie Here dat ons vanmôre op hierdie manier by mekaar mag wees, dat U ons hier by mekaar gebring het. Dankie dat ons ore oop was om U woord, U roepstem te hoor. Dat U gesê het, kom en ek sal jou hier by mekaar bring en met jou praat. Ons weet U is self hier vanmôre, en ons vertrou Here dat U deur die Gees met ons elkeen praat. Ons weet nie mooi hoe U dit reg kry nie, maar ons weet, wanneer U praat, dan gebeur daar iets in ons harte. En al hoor ons elkeen 'n ander ding, dis die regte ding wat ons hoor. So nou vra ons Here, dat U dit stil maak in ons harte. Help ons om te hoor wat U wil sê. Help ons Here, as ons vandag huis toe gaan, dat ons iets het om vir die wêreld te gaan wys, te gaan vertel. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. 2 Timoteus 1, en ek gaan vers 7 vir ons lees. God het die Heilige Gees vir ons gegee, en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk, en help ons om lief te wees vir mense, en om reg te besluit wat ons moet doen. God het die Heilige Gees vir ons gegee, en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk, en help ons om lief te wees vir mense, en om reg te besluit wat ons moet doen. Ek lees tot hier, geliefdes, salig is julle vanmôre, as julle hierdie woorde hoor, as julle dit glo, en as julle ook so gaan lewe. Ek is nie seker of ek dit kan doen nie. Ek weet nie of ek kan nie. Ek voel bang. Nie een van ons weet nie hoe dit voel wat ek nou gesê het nie. Ons weet presies hoe dit voel. Party van ons het dit 4 of 5 keer in ons lewens al gevoel. Party van ons het dit al baie gevoel. Party van ons voel elke dag so. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek weet nie of ek kan nie. Ek is bang. Dis eintlik 'n klein sinnetjie, as 'n mens daaroor dink. Maar hierdie paar woorde wat jy so sê, is letterlik woorde wat jou lewe kan bestuur. Wat jou lewe kan wegvat by jou. Dit kan kom tot op 'n punt waar dit is al wat jy elke dag voel. Ek kan nie, ek weet nie of ek kan nie. Jy staan op en jy voel op die krop van jou maag, ek is bang. Elke keer as daar iets niets met jou gebeur, iets anders met jou lewe oorkom, dan voel jy, ek kan nie. Ek weet nie of ek kan nie. Jy kan nou seker voel, my broer en suster, dat jy vir my kan sê, ja maar dominee, jy oordryf nou baie erg. Dis nie so erg nie. Die lewe is nie so erg nie. Fyn, ek gee jou toe. Jy kan sê ek oordryf. Jy moet vir my sê, hoeveel stres het jy in jou lewe? Jy onthou stres, né? Dit het as 'n
beskrywing van 'n gevoel, die woord is gebore, as 'n beskrywing van 'n gevoel. Maar vandag, die kinders het dit mos verander, hulle sê ek stres nou, dan is dit 'n werkwoord. Nee, so as jy nie lekker voel nie, dan stres jy. Dis iets wat jy moet doen. Wat is stres? Wie van ons het nie stres nie? Jy moet nou baie mooi dink wat ons doen met hierdie goed. Ons het die woord vrees vervang met die woord stres. Want stres beteken ek is bang. Dit gebeur met ons elkeen, elke dag, of ons nou werk en of ons aftree. Iemand sê ander dag vir my, ek het gedink ek gaan aftree en dit gaan heerlik wees, nou stres ek eers. Het julle al gesien hoe 'n ou oom probeer om 'n selfoon te operate en hy weet nie mooi wat daar aangaan nie. Nee, sy ly en hy kry hom nie afgesit nie. Nee. Stres. Hierdie manne rugby spelers wat vanmôre hier saam met ons is, sal vir jou sê, jy kan oefen die hele week, jy ken al die moves, jy is baie opgewonde om te speel, en dan as jy moet oplaai om op te hardloop, dan sien jy jou opponent en jy sien hulle is 4 keer groter as ek, en jou kop sê vir jou, ek moet daai ou tackle. Wat doen jy? Meeste van ons sê, ek weet nie of ek dit kan doen nie. Ek is nie seker nie. Ek is bang. Ons almal kan so 'n storie vertel, broers en susters, party van ons het deur lewensveranderende omstandighede gegaan, party van ons moes siekte oorkom, party van ons is deur egskeiding of finansiële krisis. Ons kan almal daardie gevoel beskryf waar ons sê, ek is op 'n punt waar ek nie weet, kan ek dit regkry wat ek moet doen nie. Hoor die woord van die Here. God ken sy kinders. Hy maak ons. En God weet ook dat hierdie gevoel wat ons het, hierdie vrees wat ons het, hierdie stuk onsekerheid, hy weet dat dit in ons is. Dis inherent deel van ons as mense. En dit gebeur met almal. Moenie dink daar's iemand wat dit ontsnap nie. Almal ondervind dit. Paulus, wat die brief skryf vir Timoteus, Paulus was 'n baie bekende man, en Paulus het presies geweet hoe dit voel om so onseker, om bang te wees, om stres te voel. Paulus skryf hierdie brief vir Timoteus, sodat hy vir Timoteus kan leer dat dit nie die ding is waarop jy moet fokus nie. Timoteus was 'n jong laaitie toe die Here hom roep en sê, kom, jy moet nou gaan preek, jy moet die woord gaan verkondig, Timoteus. 'n Jong seun. En toe hy in die aand op sy bed lê, het Timoteus se kop gegaan na die plek toe, wat moet ek alles nou doen? En hy het vir homself gevra, kan ek dit ooit doen? Ek is bang, want ek weet nie of ek dit gaan regkry nie. Sê nou ek maak 'n fout, dan is alles verkeerd. En Timoteus het gevoel, hy moet liewers los. Liewer sê, nee, ek sien nie kans nie, ouens, ek is te jonk. Hierdie werk is te veel vir my. Paulus skryf vir hom en hy sê vir hom, dis nie waarop jy moet fokus nie. Timoteus, jy gaan altyd bang voel. Bang, vrees,
is 'n ding wat ons almal as mense het. Moenie daarop fokus nie. Timoteus, jy moet fokus op die Heilige Gees wat in jou is. As ek bang is dit al waaraan ek kan dink. Vrees vat alles uit my hart uit. Vrees is 'n sterk ou, hy kan beklei, en hy beklei al die liefde, al die geloof, alles uit my hart uit. Laat net vrees naderhand alleen oorbly in my hart. Daarom sê Paulus vir Timoteus, nee. In plaas van dat jy nou dink oor jou vrees, in plaas van dat jy begin sê, ek kan nie, draai eers om en kyk na wat in jou hart is. In jou hart is die Heilige Gees, en die Heilige Gees is jou krag, dit gee jou krag. Dit gee jou krag om as mens elke dag te lewe. Paulus sê vir Timoteus, jy moet nie nou dink aan die stres van die taak voor jou nie. Nêrens gaan jy net lekker jou lewe kan lei nie, daar kom oral moeilikheid. Fokus nou op die krag van die Heilige Gees wat in jou is. As 'n mens vir vrees kyk, kan jy nie 'n oplossing vind nie. Jy moet op die Heilige Gees fokus. En wat gebeur dan? As jy met die Heilige Gees fokus, sê Paulus vir Timoteus, dan gebeur daar 'n interessante ding met jou. Die oomblik as jy op die krag van die Heilige Gees fokus, dan begin jy sien, daar's ander dinge in my lewe, nie net hierdie onsekerheid, hierdie stuk vrees nie. Daar's ander goed in my lewe wat belangrik is. Dan sien jy, die Here het vir my liefde in my hart gegee. En wat doen liefde? Paulus sê vir Timoteus, as jy liefde in jou hart het, as jy die Here se liefde in jou hart het, weet jy wat kan jy doen? Dan kom jy met mense oor die weg. Dan kom jy agter, die lewe gaan nie oor my nie. Die lewe gaan oor ons. Weer 'n rugby voorbeeld. Hierdie seun sal vir julle baie goed kan sê, nie almal in die span speel dieselfde posisie nie. Daar moet verskillende posisies wees. En elkeen is ewe belangrik. 'n Senter dink altyd hy is die beste. Totdat hy 'n slagstit speel, dan voel hy wat sy werk doen is dit. Verskillende posisies, almal ewe belangrik. Liefde, die liefde van die Here laat my toe om te besef, ek is belangrik vir almal. Ek moet my plek inneem saam met ander. Ja, ek weet dit beteken nie noodwendig jy hou van almal nie. Ek is seker as ek jou nou kans gee en jy kyk 'n keer rond, gaan jy vir my sê, ja, ek like daai ou niks. Ons hoef nie van mekaar te hou nie. Maar die liefde van die Here maak dit dat ons saam kan leef as mense. En wat doen dit? Die oomblik as ek agterkom, ek het 'n plek. Ek het 'n posisie wat ek moet inneem in die lewe. Ek is tussen ander mense en vir daai mense is ek belangrik. Wat gebeur dan met my? Dan kry ek die sekerheid om my lewe te leef soos ek moet. Die liefde van die Here gee vir my daai sekerheid. Ek hoef nie te twyfel oor wie ek is nie. Ek hoef nie vir myself te sê, ek weet nie of ek dit gaan regkry nie, ek is bang vir wat ek moet doen, ek twyfel. Nee, wanneer ek saam met ander mense is, dan kom ek agter,
Ek kan. Hoe kry ou dit reg? Hoe kry ou dit reg om te fokus op die krag van die Gees? Belangrik. Hoe kry ek dit reg om die liefde van die Here te leef in my lewe? Tussen en saam met ander mense. Paulus gee die antwoord in die laaste stukkie van die vers. Jy kort dissipline. Hy sê vir Timoteus, jy moet vashou aan die Gees. Vashou my seun, vashou. Om vas te hou aan jou geloof is nie maklik nie. Dit kos dissipline. Dit kos werk, dit kos oefening. My laaste rugby vergelyking. As jy in 'n rugbyspan speel en jy oefen nie, wat beteken jy vir die span? Jy kan al die talente in die wêreld hê. Jy kan die beste wees in jou posisie. Maar as jy nie oefen nie, beteken jy niks. Nie vir jouself nie en ook nie vir die mense om jou nie. Paulus sê vir Timoteus, seun, jy moet nou gaan oefen. Hou die dissipline. Sorg dat jy oefen in die geloof en dan sal jy voel, daai vrees waarvoor jy nou so afgrys het, wat jou so bang maak, jy weet nie, kan jy leef nie, kan jy die dinge doen wat die Here van jou vra nie, daai goed sal weggaan, die oomblik wanneer jy gedissiplineerd oefen. Hoe oefen ons in die geloof? Dit is baie eenvoudig, ons doen eenvoudige goed, ons bid, ons lees ons Bybel, ons werk aan ons verhouding met die Here. Ek verstom my altyd as mense vir my sê, ek hoef nie kerk toe te gaan nie, want die kerk bring my nie in die hemel nie. Jy's reg, die kerk bring jou nie in die hemel nie, die Here bring jou in die hemel. Maar as jy in die Here glo, moet jy oefen, en kerk wees is deel van oefen vir die Here. Waar ook al jy in die kerk is, by watter geloofsgemeenskap jy ook instap, dis die veilige plek waar jy jou geloof kan oefen. Jy kan leer wat dit beteken om die Here se kind te wees, sonder om in die wêreld platgeslaan te word die hele tyd. Dis hoe ons oefen in die geloof. Dis nie verpligtend nie. Net soos oefen vir 'n sportman nie verpligtend is nie. Jy hoef nie te oefen nie, maar ek beloof jou, as jy by die proewe opdag, gaan hulle jou nie kies nie. As jy die vrees uit jou hart wil dryf, die twyfel, as jy liefde van God in jou hart wil hê, moet jy dissipline hê. Geloof en vrees kan nie saamleef nie. Daar is nie plek in jou hart vir al twee nie. Feit. So broers en susters, om 'n gelowige vandag te wees is 'n groot challenge. Die wêreld waarin ons leef, hou nie van God of van sy kinders nie. Ons word vinnig seergemaak, weggedruk, uitgestoot. Om 'n gelowige te wees is 'n challenge, want jy moet 'n voorbeeld stel in jou lewe. En ek weet en jy weet hoe moeilik is dit om my lewe te hê. Nie een van ons se lewens is maklik nie. Ons het elkeen ons eie stel moeilikheid in ons lewens. Maar as ek fokus op die Here, op die krag van die Gees wat in my is, dan sal ek die liefde van God ontdek in my lewe.
En as ek die Here se liefde ontdek, dan kan ek my plek gaan inneem as mens. In die wêreld waar die Here my gesit het, kan ek my posisie gaan inneem. En dan kan ek met dissipline die Here se werk gaan doen. Die waarheid is, jy is klaar 'n kampioen. Op Golgotha aan die kruis het die Here vir jou die oorwinning behaal. Jy is klaar gered. Jy moet dit net glo. Moenie bang wees nie. Jy kan dit doen. Amen. Kom ons dank. Baie dankie Here dat ons ook vanmôre op hierdie manier kan hoor hoe Paulus met Timoteus praat. Dit is so mooi vir ons Here, ons hoor ons eie gevoelens in hierdie versie. Ons is ook daar wat Timoteus is. Ons is ook baie keer bang. Ons dink ook baie keer ons kan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Help ons Here om te weet, dis nie waar nie. Help ons om op die krag van die Gees in ons lewens te fokus. So Here, ons weet ook, ons lewens gaan baie keer na slegte plekke toe. Baie keer gebeur daar dinge met ons wat regtig nie goed is nie. Maar ook daar, in die donker oomblikke, is die krag van U Gees in ons lewe. En kan ons deurkom, uitkom, oorwin, as ons aan U vashou. Help ons om te hoor wat Paulus sê, laat ons ook vashou. Dat ons ook kan sê, ek gaan my beste gee, ek gaan nie ophou nie, want ek is 'n kind van die Here. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sluit af, broers en susters. Ons sing ten slotte vonklied 82 vers 1, 2 en 3, vonk 82 vers 1, 2 en 3. Daarna bly staan vir die seën en dan sing ons ook saam die Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd
by julle elkeen wees.